Jy's ingeskakel op Joy Radio, jou reisgenoot in Jesus. Kom, ons groei saam in Jesus met Chris en Albie. Lord of all creation, of water, earth and sky. Hi vriende, baie welkom by nog 'n series van my en my vrou se program Groei Saam. Ek is Chris Boysen En ek is Aldien Boysen. en baie welkom en baie dankie dat ons weer die tyd kan hê om saam met julle te groei. Kom ons sluit net ons oë. O allerheiligste almagtige koning van alle konings, Jahweh Here ons God Vader, baie dankie dat ons weer die geleentheid mag hê om nog iets uit die woorde te kan leer. Here, ek wil U vra dat die wêreld moet stil staan en dat die Heilige Gees in ons werk, Here, open ons geestesore, dat ons kan hoor wat U vir ons wil sê, o Here. Dankie en ons loof en ons prys U alreeds daarvoor. In die grootste naam wat ek ken, is Yeshua Messia. Amen. Amen. Ek wonder of Chris vandag beskikbaar is. Ek wil gaan inloer in sy kantoor. Bybel. Wat soek hy met 'n Bybel in sy kantoor? Chris, hoe gaan dit? Baie Aldien, geseënte met jou. Ag, lekker dankie. Ek het net vinnig hier verbygestap en toe sien ek jou Bybel oop op jou lesenaar lê. Wat soek dit hier in jou kantoor en wat het jy daarmee gedurende werkstyd? Ja, jy het reg gesien. Jy sien Aldien, ek hou my Bybel altyd naby my. Dit is nie net vir Sondag nie, hoor. Ek lees dit dikwels, terwyl tydens my middagete, of wanneer ek ook al 'n bietjie raad nodig het, of net ontvlugting nodig het. Jy sien, daar is so baie raad, wat daar in God se woord is vir ons. Dat jy kan rustig maak, wat jou die regte pad kan wys. As jy byvoorbeeld sit met 'n behoefte, of met 'n krisis, of 'n saak, en jy soek 'n antwoord, dan hou ek daarvan om eers te bid, en dan vir Vader te vra vir sy wysheid uit sy woord uit. En dit is hoe ek my dae deurbring en deurmaak en die regte antwoorde bring. Sjoe, ek het nie daaraan gedink om so iets by die werk te doen nie. Wat lees jy nou? Aldien, ek is nou besig om hierdeur Spreuke te lees. Jy sien, dit is vol wysheid oor hoe om alledaagse lewe reg te lewe. Daar is 'n vers wat my altyd naby bly. Dis in Spreuke 3 vers 5. Wat sê dit? Vertrou volkome op die Here en moenie op jou eie insig te staat maak nie. Ken hom in alles wat jy doen en hy sal jou paaie gelyk maak. Jy sien Aldien, dit help my om God se leiding te soek, selfs in my werk, in my stiltyd, gymtyd, winkeltyd, enige tyd. Dit is net vir my so 'n gerusstelling om te weet dat God altyd in beheer is. Dis baie mooi. Ek dink ook ek moet begin om my eie Bybel te lees. Maar ek moet eerlik wees, ek weet eers waar om te begin nie, man. Ek wil regtig nog steeds by 'n kerk aansluit en ek het vir jou gesê laaste, jy het my genooi na jou kerk toe, maar ek het eintlik vergeet. Jy vergeet of jy maar net een keer nog 'n rol in die bed. Ja, miskien dit. Ja, maar jy sien nie Aldien, dis normaal. Jy is nie alleen nie, maar kan ek vir jou 'n paar riglyne gee hoe om 'n kerk te vind? Ja, asseblief. Ek voel soms 'n bietjie verlore in hierdie proses, so dit is nie vir my maklik nie. Geen probleem nie. Kom ek kyk hoe kan ek jou help. Jy sien Aldien, dit is baie belangrik om 'n kerk te vind wat op die Bybel gebaseer is, op die waarheid. En op Jesus as die middelpunt het. Jy sien 'n goeie kerk help jou groei in jou verhouding met God en bied 'n geloofsgemeenskap om jou te ondersteun. Jy sien, jy moet pas op vir valse leraars. Hulle is regtig oral om ons. In Hebreërs 10 vers 25 sê, ons moenie die samekoms van die gemeentes versuim nie, soos party die gewoonte het nie, maar ons moet mekaar aanmoedig. So jy sien, ja, dit is goed dat jy hier by my is, dat ek jou kan aanmoedig om saam met gelowiges in 'n kerk te wees. Maar dit is hoekom ek ook sê, dit is baie belangrik om jou Bybel ook te ken, want as jy daar binne in daai kerk instap, vat jou Bybel saam. Nie die toepfoon saamvat, jy vat jou Bybel saam. En dan kan jy mens nou volg hoe die pastoor, dominee, hoe ook al die
die diens lei. Hoe hy praat, waarvan hy praat en of hy die waarheid praat. Staan dit so in God se woord of staan dit net so op sy papier? Dit klink regtig baie interessant en ek sal met my Bybel eintlik moet leer ken, want anders kan ek nie weet of iemand vir my die regte of die verkeerde goed sê nie. So, hoe moet ek nou weet as daai kerk reg is vir my? Of dit reg is, regte kerk? Jy sien, ek moes net vir so 'n bietjie gesê, maar hier is 'n paar dinge om na te kyk. Leer hulle uit die Bybel. Jy sien al die kerk se leerstelling moet in lyn wees met die skrif. Soos in Timoteus 3 vers 16 sê. Die hele skrif is deur God gegee en is nuttig om te leer, te weerlê, reg te wys en op te voed in die regte lewe. Jy sien, dit is baie belangrik dat hulle die waarheid uit die woord uit leer. En nie net hulle eie definisies of hulle eie sake wil stel nie. Jy sien, die tweede punt is Jesus die middelpunt. Waaroor gaan dit? Gaan dit oor verlossing? Gaan dit oor wedergeboorte? Jy sien, elkeen 'n goeie kerk verkondig Jesus as die weg na die Vader. Soos in Johannes 14 vers 6 sê, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader, behalwe deur my nie. En dan is ook 'n derde punt. Is daar 'n gevoel van liefde en gemeenskap in die kerk of is daar twis? En skynheiligheid, jy weet ons maar hoe 'n mens kan wees. Jy sien, Jesus het gesê in Johannes 13 vers 35, hieraan sal almal weet dat julle my disippels is, as julle mekaar liefhet, gemeente wat mekaar ondersteun en dien is 'n goeie teken. Daar moet liefde wees, liefde moet verkondig word. Dit is maar net 'n paar basiese punte wat ek jou gou kan touwys maak mee. OK, dit maak sin, maar Chris, hoe kan ek prakties so 'n kerk kry? Jy kan begin deur aanlyn te soek. Gebruik terme soos gefundeerde kerke naby my, Ja. of Christelike gemeentes, jou area. Daar is ook 'n kerklys en webwerwe wat kerke in jou area vertoon. En as jy wil, kan ek jou help soek. Ja, dit sal nice wees. Dankie Chris, ek waardeer dit, maar wat gebeur as ek die kerk vind wat ek nou wil aan by betrokke raak? Hoe raak ek deel van die gemeente? Jy sien, baie kerke het 'n verwelkomingspad wat nuwe mense help en nader trek. En hier is 'n paar stappe wat jy kan volg. Eerstens, woon die diens by. Kry 'n gevoel van hoe die gemeente is. Luister na die prediking en ervaar die aanbidding en die lofprysing. Kyk of jy regtig inskakel daar. Sluit aan by 'n Bybelstudie of 'n klein groepie, soos ek al jou voorheen genooi het. Dit help jou ook om mense te ontmoet, om jou geloof te verdiep. En dit help jou ook om mense te leer ken. Dink julle dieselfde, praat julle dieselfde, loof en prys julle dieselfde. Of is hulle vals? Maar soos ek weer vir jou gesê het, leer jou Bybel ken. En raak betrokke. Bied jou hulp aan by aktiwiteite of gemeenskapsprojekte. In 1 Petrus 4 vers 10 sê, gebruik die gawe wat elkeen ontvang het om mekaar te dien. En dan natuurlik elkeen bly in gebed. Vra God om jou te wys waar hy wil hê, om jou voete vir jou te rig. Soos op Psalm 37 vers 23 sê, die Here bepaal die koers van die man, sy lewe hy goedkeur. Vertrou absoluut op die Heilige Gees om jou te lei na die regte kerk waar jy wil wees. Klink prakties, ek hou regtig daarvan. Maar hoekom is dit so belangrik om deel van 'n kerk te wees? Kan ek net by die huis aanbid en my eie Bybel lees nie? Jy kan probeer, maar glo vir my, jy gaan nog so lees of sit en lees en jou gedagtes gaan afdwaal. Jy gaan dalk in slaap raak. Maar jy sien, in 'n kerk is dit asof jy net meer gelig word. Om saam met klomp gelowiges die Here te loof en te prys. Jy kan dit nie by die huis doen. Daar's net 'n ander gevoel dan. Jy sien, God het ons gemaak om in gemeenskap te wees. In Handelinge 2 vers 42 tot 47 beskryf hoe die eerste Christene saamgekom het. Hulle het volhard in die leer van die apostels en in die gemeenskap, in die breek van brood en in die gebede. Hulle het mekaar versterk, gedeel en vir mekaar gesorg. Jy sien, daar was nie met die honger gelei of was agter gewees of iets nie. Dit is 'n groot groep mense. Het jy nog nooit saam met jou vriende uitgegaan, julle almal is lief vir mekaar en dit net 'n lekker tydjie of iets nie. Jy het nie gevoel dat dit
asof daar 'n ander atmosfeer is, nie? So in die kerk is dit dieselfde. O, dit klink regtig soos iets waarvan ek wil deel wees. Ja, dis verseker. Ek weet jy sal daarvan hou. Dit help om jou geloof te versterk. En as jy partykeer sukkel met 'n vraag of met iets wat jy nie verstaan nie, dan is daar altyd daai vriende wat jou kan help. Vriende wat jou kan ondersteun. In Romeine 12 vers 5 sê, ons is almal lede van een liggaam en elkeen van ons behoort aan die ander. Ons het 'n rol om te speel in die liggaam van Christus. Dus ek voel nou meer gerus om 'n kerk te soek en ek gaan definitief hierdie week werk daarvan maak om 'n kerk te soek. Aldien, dit klink goed. Onthou om vir leiding te bid. God sal jou na die regte plek lei. En as jy ooit hulp nodig het, laat weet my. Ek is regtig bly jy is op hierdie pad, Aldien. En regtig, as jy enigstens iets nodig het, klop aan by my deur. Dankie Chris, ek is nogal opgewonde oor wat voor lê. Sê gou vir my ietsie nê, jy het mos gesê jy het jou eie kerk. Dis korrek, ja. Waar is dit nou weer? Aldien, weet jy, ek gaan dit gou so maak. Ek gaan vir jou my pin location stuur van die kerk. En dan Okay. kyk gou of jy hom kry dan. Okay, ek het hom. Yes. Okay, hierso is dit. Is hierdie reg? 90 Amsterdam Hoek, Rylaan, Blouwater Baai, Yes, sê daai. in Port Elizabeth. Okay. So, hoe laat is jou kerk Sondag? 9 uur. Waar preek jy nogal as ek mag vra? Vir die Heilige Gees op my hart lê. Okay. Maar wat is jou tema vir Sondag se preek? Die Heilige Gees. O, dis interessant. En ons het al oor die Heilige Gees gepraat. Ja, maar jy kan nooit uitgepraat word oor die Heilige Gees. Nee, seker nie, Hy né? is te groot. Hy is net oral. So ja. Chris, ja, baie dankie. Ek dink ek gaan regtig Sondag 'n plan maak om by jou kerk uit te kom. Aldien is meer as welkom. Baie dankie. Ek het eintlik nog ietsie wat my pla. En dit is ek sukkel om my Bybel te lees. Ek weet nie hoe om dit te kry, om dit te lees en dit maklik te maak vir myself nie. Kan jy my nie daarmee help nie asseblief? Aldien, ek verstaan presies hoe jy voel. Baie mense begin so. Dit is goed dat jy wil hê die Bybel moet betekenis hê vir jou lewe. Jy is op die regte pad. Kom ons gesels 'n bietjie oor hoe om die Bybel te benader. Baie dankie. Ek sal dit waardeer. Jy sien, die Bybel is nie net 'n gewone boek nie. Dit is God se woord. In 2 Timoteus 3 vers 16 sê, die hele skrif is deur God geïnspireer en is nuttig om te leer, die dwaling te weerlê, verkeerdhede reg te stel en 'n regte lewenswyse te kweek. Jy sien, Aldien, dit beteken dat alles in die Bybel ons iets kan leer, maar dit help om op die regte plek te begin. So waar stel jy voor moet ek begin, Chris? Jy weet ek het Genesis begin, maar ek voel so ver weg van my lewe. Dit voel so ver weg van my lewe. Aldien, jou Genesis is 'n goeie plek om God se skepping en sy verbond met Abraham te verstaan. Maar as jy nie is tot 'n geloof, stel ek voor jy begin met die evangelies van Matteus, Markus, Lukas, Johannes. Dis mos in die Nuwe Testament, né? Yes, dan gaan lees jy daarvan Jesus se lewe, wat die kern van ons geloof is. Jy sien Aldien, en daar kan jy ook eintlik lees van Jesus se eie woorde, hoe hy met mense gepraat het, hoe hy met mense gehandel het. Hoe is God vir ons en nie teenoor ons nie? En dit is so mooi. Jy sien in Johannes 20 vers 31 sê, hierdie dinge is opgeskryf sodat julle kan glo dat Jesus die Christus is, die Seun van God, en sodat julle deur te glo die lewe in sy naam kan hê. Okay, so ek sal by Johannes begin, maar hoe moet ek dit lees? Net van begin tot einde of hoe? Aldien, jy sien dit help om stadig en doelgerus te lees. Kry vir jou 'n notaboekie, is ook nogal belangrik en dit help ook baie. En soos jy deur jou verse lees, glo ek die Heilige, bid eers, laat die Heilige Gees met jou praat. Dan begin jy lees. En dan, as jy 'n stukkie gelees het, dink daaroor wat jy nou gelees het. En dan verseker gaan die Heilige Gees iets in jou openbaar, en dan skryf jy daai openbaring neer. Jy sien Aldien, jy lees net 'n paar verse op 'n slag. Jy moet ook nie probeer te veel lees nie, en te moeg word nie. Jy sien, Johannes 14 vers 26 sê Jesus, die Heilige Gees, wat die Vader in my naam sal stuur, sal julle alles leer en julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het.
Sien Aldien, God wil hê dat ons sy woord moet verstaan. En dit is hoekom hy vir ons die Heilige Gees gestuur het, om ons te kan help, om regtig ons fokus daarop te kan stel, en regtig in sink kan kom met God se woord. Okay, so ek moet eers bid, maar wat moet ek sê? Dis eenvoudig, bid net iets soos, Here, ek vra dat U my help om U woord te verstaan, en dat U my leer hoe om dit toe te pas in my lewe. Maak maar die wêreld vir my stil, open my geestes, ore, verstand, oë. Ja, Here, praat met my hart, dat dit in my hart sal vrug dra, soos wat dit U behaag. Jy hoef nie lang gesprek met God te hê nie. God ken jou hart, God weet klaar wat jy hom gaan vra, maar jy moet regtig begeerte te wil hê om dit te lees. En regtig God waardeer die opregtheid hoor, en hy sal vir jou die deure oopmaak. Daar staan ook in die woord, die wat soek sal vind, wie klop vir hom sal oopgemaak word. So, as jy klop, Vader sal vir jou oopmaak, hy sal vir jou die leiding gee deur die Heilige Gees. Dis daarom maar wonderlik. En as ek klaar gemaak is, hoe maak ek seker dat ek dit toepas in my lewe? Aldien, soms help het om vir jou 'n paar vrae te vra van wat jy gelees het. Dus ek moet gesê, as jy jou pen en papiertjie by jou het, of 'n boekie, skryf sommer die datum ook op, om weet jy kan altyd terugslaan daarna toe. Wat leer ek oor God? Wat het jy geleer uit daai stuk uit? En wat jy ook vir jouself kan vra is, wat leer ek oor mense of oor myself? En dan ook, wat moet ek doen na aanleiding van hierdie gedeelte? Hoe gaan jy jou lewe toepas of verander met dit wat jy gelees het? Kom ons vat 'n voorbeeld soos in Lukas 6, vers 27 en 28, dan sê Jesus, maar ek sê vir julle wat luister, julle moet julle vyande lief hê, doen goed aan die wat julle haat, seën die wat vir julle vervloek en bid vir die vir wie julle sleg behandel. Dis nogal 'n moeilike opdrag. Ek weet nie of ek dit gaan regkry nie. Hoe kan ek dit toepas? Hoe pas ek dit toe? Aldien vra jouself, wat leer ek oor God? En daar staan, God is liefdevol en verwag dat ons soos hy sal wees. En wat leer ek oor myself? Ek besef ek is geneig om net vir mense goed te wees wat vir my goed is. Mense wat vir my lief is ek vir lief. Mense wat vir my iets gee ek iets. Sien jy? En Ja. daar sê Vader gee vir almal. En wat moet ek doen? Jy sien dan, ek kan kies om vir iemand te bid, wat ek elke dag nie van hou nie, of om vriendelik te wees teenoor iemand wat my sleg behandel. En ja, net om net goedheid uit te straal. Ek dink dit is vir my baie moeilik. Ek dink dit is seker maar vir meeste mense moeilik om vir iemand lief te wees of vir iemand te bid wat jou sleg behandel of van wie jy nie hou nie. Jy sien, Aldien, alles, as jy mense gewoonte maak van iets nie, naderhand is dit 'n habit. So, hoe meer jy dit doen, hoe makliker gaan jy dit vind om te doen. So jy het dit ook moeilik gevind in die begin om vir mense te bid van wie jy nie gehou het nie. Natuurlik. Ons is almal so, ons is almal maar mens, hoor. Almal is mens, so ja, nee, ek het ook gesukkel daarmee, maar met tyd is dit soos tweede natuur. So dit kom eventually reg dat jy vir mense kan bid wat jy nie van hou nie. Seker. So, ek is bang dat ek dit nie kan volhou nie. Weet, hoe kan ek gemotiveerd bly? Aldien, dis normaal om so te voel. Die sleutel is om konsekwent te wees. Selfs al voel jy nie dadelik 'n verskil nie. Dit sal kom. Dit is nie soos 'n magic wand wat oor jou geswaai word, en abracadabra, boem, daar gebeur dit nie. Dit is weg, hoor. Sien in Psalm 1, vers 2 en 3 sê, of kom ek maak so, Aldien, nie soos my Bybel, lees gou daarso, Psalm 1, vers 2 en 3. Okay, laat ek kyk. Maar sy vreugde is in die woord van die Here en hy oordink sy wet dag en nag. Hy sal wees soos 'n boom wat langs waterstrome geplant is, wat sy vrugte op die regte tyd gee. So, dis 'n baie mooi versie. Sien, wat het jy nou daar geleer? Lees dit nou weer stadig? Okay, maar sy vreugde is in die woord van die Here. So, ek gaan geluk of soos vreugde vind as ek die Here se woord lees. Ja, dit staan mos in die woord. En hy dink sy wet dag en nag. Beteken dit ek as mens oordink God se wet dag en nag? Maar wat sien God se wette, wat goed is, wat hy wil hê jy moet doen. Soos vir die vrug van die Gees is. Okay. En soos ek sê, elke stukkie van die woord sal met jou praat. Okay, lees verder. Hy sal wees soos 'n boom wat langs waterstrome geplant is,
wat sy vrugte op die regte tyd gee. Jy sien daar sê dit nou. Jy sal soos 'n boom wees wat langs water geplant is. En op die regte tyd sal jy vrugte dra. Dit is so 'n pragtige versie. Ek dink ek gaan dit in my Bybel onderstreep. Jy sien Aldien, hoe meer jy die woord lees en daaroor nadink, hoe meer sal jy groei. Ek wil nog vir jou sê, dit is belangrik om in 'n selfgroep in te skakel. Want daar groei jy ook baie, daar leer jy ook baie. En dit is Bybelstudie, dit is verskriklik leersaam om by jouself in te skakel. Ek gaan regtig probeer om dit te doen. En ek gaan regtig probeer om Sondag jou diens by te woon by 90 Amsterdam Hoek, Vrylaan, Blouwaterbaai. Ek sal maar net my alarm stel en nie laat slaap hierdie Sondag nie en 'n bietjie 'n plan maak om vroeër te gaan slaap die Saterdag aand sodat ek daar kan wees Sondag. Want jy praat so mooi met my elke keer as ek met jou praat. Ek sal regtig graag wil hoor hoe is jou preke wat jy doen. Jong, Aldien, jy sê ek wat praat, is die Heilige Gees wat deur my praat. So as jy vir my wil kom luister, ek is nie daar nie hoor. Ek is net 'n verteenwoordiger van die Here. Dis baie mooi gesê. Okay, sê gou vir my net, hoe kan ek trette van wat ek in die Bybel lees? Jy sien, dis ook wat ek vir jou gesê het, jy moet vir jou joernaal hou. Skryf neer wat jy gelees het, sit 'n datum daarop. Nou, soos ek vir jou gesê het, skryf neer hoe dit vir jou laat voel het, soos dat jy nou daai Psalmversie gelees het. En hoe God met jou gepraat het, wat hy vir jou gesê het. Dink jy ek moet dit alleen doen, of is daar ook groepe wat my kan help? Soos ek gesê het, probeer in 'n gemeenskap betrokke raak en by jouself ook aan te sluit. Jy sien, Aldien, beide is belangrik. Dit is goed om tyd alleen ook met God te spandeer, hoor. Maar Bybelstudie saam met mense help altyd. Jy kry beter insig en as vra en dit is lekker net om God se woord te kuier. Jy sien in Spreuke 27:17 sê, soos yster slyp, so die een mens die ander. So groei 'n mens en bou 'n mens saam. Of jy kan tot saam met 'n vriendin of 'n vriend begin lees, of jou buurvrou of buurman. Okay, kan jy net vir my dalk 'n paar wenke gee om my Bybel sinvol te lees? Maak soos ek, lees dit by die werk. Ek grap nie. Jy moet maar elke dag lees, soos wat jy behoefte vind. Maar weet jy, kies 'n spesifieke tyd van die dag. Begin jou dag of sluit dit af met 'n paar minute in die woord. Ek weet nie, ek hou daarvan om my dag te begin met die Here. Want jy weet nie wat die dag vir jou voorhou nie, of wat daar in lê nie. Hoe begin jy jou dag met die Here? Op jou knieë, die oë toe. Okay. Jy bid, lees Bybel. Jy kan vir hom lofsange sing, spandeer net tyd saam met hom. Jy sien, gebruik 'n leesplan werk ook. Dit help jou eintlik en dan wys jy dit jou waar jy is, wat jou doel is, waar jy gaan uitkom. Jy kry baie toepassings ook op jou foon wat jou kan help daarmee. En dan, wat belangrik is, Aldien, onthou jy ek het vir jou rukkie terug gesê van 'n man wat selfmoord pleeg, wat die Bybel so gelees het? Ja, sê net gebeur vir my van dit. Jong Aldien, as ek so moet dink, die man wat selfmoord gepleeg het, en toe gaan soek hy raad in die woord, en hy slaan die Bybel oop, en daar staan, jy is nie alleen nie, maar hy voel nog bedroef, en hy slaan weer sy Bybel oop, en daar staan, wat ook al jy wil doen het gou. Hy het nie regtig raad gekry, dis kom lees die Bybel in konteks, vers vir vers, nie net een vers hier vat, een vers daar vat, en dan jou eie opsommings probeer maak. So dit kan nie, ja, actually maak dit sin, dat mense dit kan doen, hè, want dit moet eintlik, soos jy sê, in konteks gelees word. Jy moet nie bang wees om vrae te vra nie. As daar 'n gedeelte is wat jy op vashak, bly op hom. Jy gaan weer terug en dan lees weer die hele hoofstuk of die hele afdelingkie wat jy in was. En as ek regtig nie regkom met dit, kan ek na jou toe kom. Jy weet mos. Ag, dankie Chris. Jy's die beste. Ek voel nou baie beter hieroor. Ek gaan soos ek voorgestel het met Johannes begin en ek gaan my joernaal hou soos ek voorgestel het. En ek dink as ek vrae het, dan gaan ek alles notas maak en dan miskien so 1 keer 'n week net na jou toe kom dat ons daaroor kan gesels, as jy nie omgee nie. Aldien, dit klink soos 'n goeie plan. Onthou, God sien jou hart en hy is geduldig. Die belangrikste is om aan te hou. Eintlik is die belangrikste om te begin en dan om aan te hou. Ja. En as jy vra het, verseker, kom maar. Enige tyd. Dankie vir jou hulp, Chris. Ek is opgewonde om te sien hoe God deur sy woord met my gaan praat. Aldien, dit is 'n groot plesier. En onthou wat ek vir jou gesê het. Hou aan glo, hou aan hoop
En nou aanbid, ek glo, God gaan groot dinge in jou lewe doen. Chris, baie dankie. Kan ek net vir jou ietsie vra? Ek weet, ek het laas te vir jou gevra oor die vrug van die gees. Kan ek volgende week, wanneer dit nie so besig is, hier by jou draai kom maak, dat ons, ek wil baie graag oor elke aspek van die vrug van die gees praat. Kan ek volgende week kom sien, en dan kan ons begin met dit, asseblief? Ja, jou dien verseker, hoekom nie. Ok. Kom ons sluit vir ons af in gebed. Baie dankie. Abba Vader, dankie Here, dat U weer eens hier teenwoordig was. Here, dankie, dat ons weer kon geleer het, Here, van hoe geduldig en hoe goed U is vir ons. Van U liefde, U genade, Here, en van U inspirerende woord. Vader, ek vir U vra, op almal se harte, om die woord te ontvang, Here, en dat die woord sal vrug skiet en vrug dra in ons harte. Here, ek loof en ek prys en ek dank U daarvoor. In God se naam wat ek ken, dis Yeshua Messia. Amen. Amen, dankie Chris. Dis hier Aldien. Dankie vriende dat julle weer saam met ons gekuier het. Ek is pastoor Chris Boysen van Port Elizabeth. My nommer is 083-232-2442. Ek kan my gerus skakel vir meer bemoediging as jy wil aansluit by 'n gemeente. Ons is hier om te help en ons groei saam. Baie dankie vir julle tyd en ons sien julle volgende week. Totsiens. En shalom. Father, let your kingdom come. Father, let your will be done on earth as in heaven, right here in my heart. Father, let your kingdom come. Father, let your will be done on earth as in heaven, right here in my heart. On earth as in heaven, right here in my heart. Give us this day our daily bread. Forgive us, as we forgive the ones who sin against us. Forgive them, and lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. Let your kingdom come. Father, let your kingdom come. Father, let your will be done on earth as in heaven, right here in my heart. Father, let your kingdom come. Father, let your will be done on earth as in heaven, right here in my heart. Give us this day our daily bread. Forgive us, as we forgive those who sin against us. Forgive them, and lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. Let your kingdom come. It's yours, all yours, all yours. The kingdom, the power, the glory are yours. It's yours, all yours, forever and ever. The kingdom is yours. Oh, it's yours, all yours,
here